As jy net genoeg kan so 'n bietjie. Ek net sê die Here dat ek net nie hierdie ding is nie vir my nie. Dis regtig nie vir my nie. Maar ek voel as 'n predikant iemand vryspreek soos wat Pieter Baarden sê, dis vir ons lekker, vir ons spesie om te sê, ag, hy's bly die predikant, hy moet dit kan doen. Maar vir my wat 'n boer is, om dit te kan doen dit was effentjies anders en dan nou 'n boer versus 'n swarte. En die woorde gaan ek vir jou spesifiek so gebruik, omdat ek wragtig nie meer 'n rasis is nie. En ek is al jare nie meer 'n rasis nie, hoor. So ek gaan maar ek gaan nie die woord, maar ek gaan 'n swarte gebruik. So, laas jaar, my maand, toe is ons by 'n veiling daar in Namibië, Arba, en skoonseun my wat my eie seun is, een van sy werkers se kinders word gevang met dagga. Dat ek nogals baie vir die polisie redeneer en sê, ons sal na die veiling kom en die ding uitsort, en ek het geglo, dis 'n misverstand. Kom ons by na 'n lang storie, sluit hulle my kind toe. En ek kan niks doen, dis Vrydag agtermiddag. Daar's nie 'n hof op Arwap nie. Ek raak kwaad, ek vloek, ek gooi ook maar die Here, maar nie net met pyle nie, sommer met spiese. En ek redeneer en ek gaan te kere. En dit is 'n geredde kind van die Here, wat ek wil nou nog by sê. Ek maak 'n fout. En ek wil later, het ek 'n polisieman weet, ek wil hom vermoor, ek wil hom slaan. Ek sê, dag om later uitsluit my toe, dat ek ook aan by die kind in dieselfde kom, maar niks gebeur nie. Hier by Sononder, toe verloor ek alles. Ek raak aan die vloek, ek kruisig die Here 6 keer op 'n Vrydag agtermiddag weer. En vir 'n spesifieke polisieman wat die aanslag, soos ek het sommer noem, teen my seun gedoen het. Toe raak ek so kwaad dat ek nie woorde het nie. Nou ja, soos wat met hofsaake gaan, ek word die Saterdag vrygelaat. Dis my maand 2011. So gaan ons die maandag, kom ons vir die voorlopige hofsaak, maar ek is in my hart is ek so kwaad. Ek sê vir niemand hoe kwaad ek regtig vir die polisieman is, is 'n geheim, en ek het seker 3-4 maande geloop met dit tot hier by September maand rond. En toe kan ek dit ook nie meer hou nie, want ek bid en ek besef maar, as ek sê, Here, vergewe my, hoe wil ek hierdie polisieman nie vergewe nie? En ek het 2 keer Arwa toe gery, 50 kilometer van my af. Kom ek daar om dit te gaan doen, dan sien ek om, as ek so kwaad, dan dink ek sal dood ry in die pad, dan draai ek om en ry terug huis toe. Maar ek het nie my vrou gesê nie, en my kinders gesê nie. Ek het vir niemand iets gesê nie, want wat gaan die boys sê, wat gaan die manne sê? En ek moet dit sê, is nou 'n wit boer, wat met 'n swart polisieman, of verskoning vra. Dit werk nie so nie. Maar so loop ek en my hart kry swaar, en ek kry oor alles swaar. En ons beland op Appington. Dominee Elsa Meyer is op 'n klein plekkie net so stroom af van Appington. En ek en die vrou besluit, maar ons loop maar, ons gaan 'n bietjie bly vir dit. En op 'n stadium daai Vrydag aan, toe sê ek vir die Here, wat maak die ander mense hier? En toe kom sy by vergifnis uit. En ek is redelik seker die ander mense wat daar gewees het gesit en gaap, want die Here het daai aand vir my geboek. Vir die eerste keer sê ek my vrou, ek moet hierdie polisieman vergewe. Sy sê vir my, as jy dit moet doen, dan moet jy dit lankal gaan doen het. So ry ek terug die Saterdag. Ek besluit ek gaan Maandag polisiestasie toe ry. Kom die Maandag by die polisiestasie. En duiwel vat tot nog 'n entjie verder. En die polisieman is nie op kantoor nie. Maar toe sê ek vir nog 'n kind van die Here wat ek goed mee bevriend is ook daar. Dis waarvoor ek op Arwak is. En ek moet sê, dit raak dit al so 'n bietjie ligter. Ek ry huis toe, ek sê vir vrou, dis wat gebeur het.
Dinsdagmôre ry ek weer terug Aarwang toe. Ek gaan sê vir hierdie spesifieke polisieman, in die naam van die Here spreek ek jou vry. Ek is nie vir jou kwaad nie. Ek wil hê die Here jy moet ook 'n kind van die Here word. En ek draai daarom. En ek gee myself seker 10 jaar om verder te kan lewe, net uit 'n gesondheidsoog. Omdat toe kan ek my vriende bel. Nie een van die boys waarvoor ek so bang was, het my gespot of gekla nie. As eerder 'n paar wat my gesê het, hulle wens hulle kon dit ook reg. Nou, hoe sê die ou spreekwoordjie, die moral of the story. Kan maar so dit noem. The moral of the story is, om te sê maar, dat ons was, my seun is toe onskuldig bevind, maar om te sê ons is onskuldig, hulle trap op ons. Nee. Om deur dit te gaan, is nie een spyker in hou kruis wat ons Here gelaat kry het. En om in die naam van die Here een keer die minste te wees, is nog minder seer as om gespoeg te word om 'n doringkroon te dra. En om die genot te hê, om te kan weet ek het vrygespreek, is in elk geval baie meer werd, as wat dit is om daai vroegom te loop, tot verjaar, Februarie maand wat ek het kon reg gekry het. Van Mei tot Februarie het ek geloope gesuffer met dit. Dis my storie, dankie. Ek het net nog een ding besef van vergifnis vandag. Ek moet by myself begin en vir my ook fair and square 'n kans gee om myself te vergewe. Ek moenie verwyting goed vir myself dra, wat ek ook maar net gaan ouer word aan nie. Gaan so aan, bly oor wat hulle doen vir ons.